vrou verstaan my nie. Ag, spyt. Nou en dan gebeur dit met ons almal. Ja, seker. Maar hy verstaan haar ook nie. Mens kan nie weg vir die TV as daai Santa Barbara eers anders nie. En sy leef maar so in wat daar gebeur. As ek maar weer kyk, hy huil sy saam met daai vrou op TV. En as een van die mans in die storie droog maak, dan kry ek 'n oor vol. Ja, Spyker, sien jy? Mense kan julle mans mos nie vertrou nie. Vrouens is so. Ek is moedeloos. Oormôre is 'n baie belangrike dag vir my. Jy weet mos, ek gaan 'n bronsmedalje kry by die mense prysuitdeling vir safety in my workshop. En nou gaan my vrou nie eers daar wees nie, want dit gebeur dieselfde tyd as haar TV-program. Ja, dit is sommer twak. Miskien vir jou ja, maar ek's baie proud op daai medalje. Ek bedoel is sommer twak dat jou vrou nie gaan daar wees om jou te ondersteun nie. O. Sy sê ek moet maar een van my appies saamvat. Nou hoe gaan dit lyk as ek daar saam met een van daai laities sit? Nou, meneer se vrou het gesê ek sal meneer hier kry. Daai boiler by Drieska gee alweer moeilikheid. Ja, ek kom. Hendrik, ken jy vir Liz? Ons het ook mos nou deesdae daar by die werk Equal Opportunities. Liz is een van die nuwe Equal appies. Hoekom vra jy haar nie? Vra wat? Die prysuitdeling. Ooh, dis 'n idee. Ja, dis 'n idee. Wat? Liz, is jy lus om saam met my te gaan na die mense prysuitdeling? Ekskuus, vra meneer my uit vir 'n date. Ek gaan nie met getroude mans uit nie. Nee, is nie 'n date nie. My vrou het gesê ek moet een van die appies vra om saam met te gaan. Nou vra ek jou. Ek beloof niks gekefoefel nie. Okay, maar wat moet ek aantrek? Verkieslike rok. Smarterige een. Al die mense hoë koppe gaan daar weet. Maar gaan meneer kom, meneer weet hoe daai voorman by Drieska kan mou. Ja, ry so lank. Ek kom nou. Bye. Bye. As hy. Nou hoef jy nie langs 'n leë stoel te sit nie en ook nie langs een van hy laities nie. Nee, dankie Hendrik. Jy soek moeilikheid om so in ander mense se sake in te neem. Sien nou maar ek besluit om nie meer saam met jou te gaan nie. Gaan jy dan so spyk maak en een of ander jong blaartjie saamvat? Nee. Ja, vra ek liewer iemand soos Florie Venter. Wat? Ek terg net. As jy nie kan saamgaan nie, dan bly ons by die huis. Miskien moet ons. Ek het niks om aan te trek. Jy het 2 kaste vol klere. Hendrik, jy wil darm seker ek moet na iets lyk. Hoe kry ek die idee hierdie gesprek gaan my geld kos? Kom aan, los dit. Los dit. Ons het elke jaar dieselfde argument. Ja, elke jaar verloor ek die argumente, jy kry 'n nuwe rok. Hoekom trek jy nie 'n rok aan wat jy verlede jaar aangehad het? Is jy laf? Ek gaan dieselfde soet aantrek. Asseblief. Ek dink ons moet maar liewer hierdie jaar by die huis bly. Ek sal maar net sê, my man is te suinig en inhalig om sy vrou goed te laat lyk. En dan sal ek maar die 3 uitrustings terugvat wat ek op Apro geneem het. 3, sodat jy een kan kies waarvan jy hou en ek die ander 2 kan terugvat. Maar los dit, ek weet nie eens hoekom ek jou nog konsidereer. Tannie, ons is jammer, ons het gehardloop en toeval Nielsie se roemuis van sy stokkie af. Ag, toe maar. Kom sit hier op die stoel. Daar's nog baie in die yskas. Het jou roomys in die sand geval? Nee, Tannie, in die huis. O, waar in die huis? Gelukkig het my oop wasgoed in Tannie se kamer geval. Dis nie wasgoed nie, dis my Apro rokke. Is ek nou 'n moeilikheid? Nee, kom ons sê liewer jy het 'n foutjie gemaak en ek gaan daarvoor betaal. Toe. Sê jou pa? How's dit pa? Nee, dit. Pa moet hoor wat het die genius nou weer aangevang. Wat 'n genius. Iemand wat uit 'n lampie kom en vir jou 3 wense gee. Nee, Rietjie, dis 'n Jack in the Box. Ag, is niemand. 'n Jack spring net uit en maak jou skrik. Alwaar jy 3 wense gaan kry, is by 'n Smurfie. By Grompie Smurf. Wat maar lekker, stupid. Grompie was een van Aspoestertjie se dwergies. Grompie is een van die 3 varkies. Ou Spakie sê my, in die tuisland van Orania is Rooikappietjie verban, want die wolf is skeef, hy dra mos vroueklere. Hou op om so varksig te wees. Sien liever vir jou pa wie jy nou weer aangevang het. Pa weet mens dis die diesel workshop se beurt om hierdie jaar die prysuitdelingsfunksie te reël, né? Ek hoop net nie julle gaan soos verlede jaar se boilermakers maak en 'n Meksikaanse aand gee nie. 3 dae daarna was daar nog 'n klank in die myn van hy boontjies.
Nooit, pa. Ek kan nog onthou, daai boontjies het jy eers so opgeblaas soos 'n balloon en so af soos 'n rocket. Dit is nou regtig moeilik om voor die kinders so van jou vrou te praat. Wat gaan julle doen? Iets heeltemal anders as normaalweg. Country en western. Ag man, ons het al 'n country en western aand gehad 3 keer al. Nee, maar die een gaan heeltemal anders wees as ooit tevore, pa. Want ons het nie meer geld om in soos in die verlede 'n band uit Joburg uit te kry nie. En nou gaan julle sommer self speel. Hoe weet pa dit? Nou gaan staan en sleep by my by. Hy het sy supervisor beloof dat ons een van die liedjies sal sing. Hy wat laas soos 'n standbeeld gevries het van stage fright. Ag man, dit was voor vreemde mense. Die keer is dit voor mense wat ek ken. Ek sal nie weer so senuweeagtig word nie. Ek dink is nog erger om voor mense wat jou ken en jou ouers 'n nerd van jouself te maak. Dis presies wat ek gesê het. Wat 'n mens. Soos aan Kimberley, groot gat. Pa gaan sien, hierdie ene gaan die beste een ooit wees. Wimpie moet net gitaar speel en ek en Jolly gaan sing. Wimpie kan nie. Hy en Sonja moet na die kinders en na Henrikie kyk terwyl ons na die prysuitdeling toe gaan. Ag nee, ek het daarvan vergeet. Wat gaan ons nou doen, pa? Dans soos uit is al. Ons is gewaarsku. As iemand gaan kop uittrek, dan kry ons nie hierdie jaar Marite bonusse nie. So, Wimpie moet maar net daai kods wys en ek sal speel. 'n Mens kan nie glo dat 'n stukkie room hy so gemors kan maak. Nee, sê maar net vir my daai room is dit op die duurste rok gemors. Nee, op al 3. En dit? Tannie kan maar alles in ons varkies vat. Maar hoekom sal ek dit nou wil doen? Vir die geld vir die rokke. Ons beloof om nooit weer hierdie huis te hardloop met roomhuise nie. Nooit weer nie. Ek beloof. Ag, julle kan maar julle spaargeld hou. Dit was net 'n ongeluk. En die oom daar by die droogskoonmaker sê dit sal nie vlek nie. In elk geval het ek 'n paar nuwe rokke nodig. Is Tannie dood seker? Natuurlik, julle moet julle nie verder daaroor bekommer nie. Oom Hendrik het al klaar vir al 3 die rokke betaal. Hy koop min genoeg vir my. Kom gee my 'n drukkie, dan gaan bære julle die varkies. Okay, Tannie. Dankie vir die aanbod. Okay, Mommy. Ek bedoel, Tannie. O, daar's my mami. Wimpie, skeer jy gek? Jy weet nie hoe gelukkig jy is nie. Gelukkig. Waarmee? Somme niks. Wat wil jy hê? Ek sal maar vanaand alleen moet babysit, maar Sonja moet by haar suster gaan babysit. Dit lyk my die hele hok nie gaan vanaand na hierdie dude toe. Maar oom Hans sal seker hier wees. Hy het gesê ek moet vir ma se iets het skielik opgekom. Hy het net gou vir my pak in Klerksdorp gaan hier. Hy gaan vanaand na 'n baie smart dinnerparty toe. Maar hoekom het hy dit nie self vir my kom sê nie? Hy was baie haastig, maar hy het net hier voorgestop met Rusty se kar. Ek het gewonder hoe lank dit gaan vat voordat hy weer met haar de mekaar is. Ek sal dit kry. How's dit? Kry gitaar nie weer een keer oefen voor vanaand. Kry dit. Hi ma, ons net gou laaste keertjie kom. Wil julle nie asseblief in die garage gaan oefen nie? Ek is nog baie besig. Okay, ma, kom. Okay, gaan ons nog een keer probeer. Ja, dis nou amper reg. Maar julle kan gerus lyk asof julle dit 'n bietjie meer geniet. Hey. Vat nogal aan 'n man, okay. Die Motorbike Cowboy deur Ouboet en Jolanda van Tonder. Dis ons. Okay. Kom nou. 1, 2, 3. Die Stilfontein myn se trein is geel en lank en slap. Sy genadelose wiele het sy ver dood getrap. Nou's hy 'n motorbike cowboy met 'n bie uit onder sy lyf. Nou's hy 'n motorbike cowboy en hy werk tot 4:15. Die Stilfontein myn se trein het vir Japie van die plaas. Met lawaaierige engine laat hardloop soos 'n haas. Nou sy 'n motorbike cowboy met 'n V8 onder sy bas. Nou sy 'n motorbike cowboy wat werk met 'n baadjie en das. En toe een donker nag het op die kruising gestaan en wag.
En nou loop die cowboy elke dag langs die spoor vir die trein en lag. Ha 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 ha. Die stoptrein se trein het gesmokkel met sy brein. Die lig van die myn se trein het in sy oë geskyn. Die stoptrein se trein is geel en lank en slap. Sy genadelose wiele het op sy motorbike pap getrap. Ja, dis beter. Wat bly eers beter, ek wil hê die mense moet huil. Glo my. Ek dink baie van hulle sal. Kyk, sê Bolly, dit lyk nes die koord van die sirkus, oomie. Kom ons probeer dit ook. Bolly klim op. Hy slaap nou so vas soos 'n klip. Ek het spesiaal nie dat hy vanmiddag slaap nie. Jy sal nie probleme met hom hê nie. Nee, ek sal hom kan hanteer. Ga geniet dit. Julle lyk baie oulik. Dankie. Jy moet so skielik stil raak nie. Jy moet vanaand weer gaan staan en stage watch. Ek loop van daai verhoog af. Ek sou kyk. Gaan net deur my woorde. Kom ons moet ry. Bye pa. Bye. Bye. Hey, julle clowns, gaan julle nou ry? Ja, oom, ons sal op die verhoog gaan oefen voor die mense opdaag. Ag, luister. Ek as julle omgee om my so net so 'n lift te gee tot hier bo by die flats asseblief. Hy het hom nie laas om sy les geleer nie. Rusty is gif hom. Ek weet. Maar ek gaan heeltemal teen my sin. Kom bly hom dan nie by die huis nie. Sê maar net hom wil nie meer gaan nie. Wel, wie hoeveel kos hierdie soet my? Ek gaan myself absoluut forceer om te gaan. Kom, dis julle reg. Bye. Bye. Maggie, ons moet ry, anders gaan ons nie parkeerplek kry nie. Hendrik, moenie so hard praat nie. Hendrikie slaap. Ma lyk baie goed. Ag, dankie. Ek sal eerder sê seksie. Dankie. Tata julle, tada. Moet sê ek stem saam met Rietjie. Jy lyk baie is jy nog lus om te gaan? Ja, kom. Bye. Is dit jy, Liz? Ja, jou ma het gesê kom maar van hier af bel. O, mag jy nie vanaand saam met ons Spike uit nie? Ek sou. Maar toe ek by sy huis aankom en sy vrou sien my, toe raak sy hysteries. En binne 'n minuut is sy reg aangetrek en reg om saam met meneer Spike te gaan. Toe sy so uitstap, toe hang hy nog 'n curler hier agternare wat sy daar vergeet het. Oh, wat gaan jy nou doen? Jy lyk nogal baie sexy, ek moet sê. Dankie. Ag, ek sal maar seker vir Boela of iemand bel of na die fliek in Klerksdorp toe gaan. Maar teen die tyd sal almal seker al weg wees. Ek het 'n goeie video hier as jy wil bly. Nogal 'n stewige ouderdomsbeperking of. Ag, okay. Hoekom nie? Okay. Dit gaan oor allerlei dinge wat op 'n gesondheidsoord kan gebeur. Kan ek nie vir ietsie kry om te drink nie? Soos wat? Koeldrank, vrugtesap, koffie, tee of mee? Probeer jy vir my oogies maak? Nee. Ek haat dit as iemand vir my lieg. Okay. Ja. Ek's jammer. Dit was 'n stupid idee geweest. Ek sal dit nie weer probeer nie. Jy is in elk geval baie ouer as ek. Ek's jammer. Moenie jammer wees nie. Ek hou nogal van jonger ouens. O. Ek's nogal jonk. Maar gaan jy nie met Boela uit nie? Nee, nie meer nie. Hy kan nog 'n vark wees as hy wil. Gaan jy nie met Sonja uit nie? Oh, so, dis niks ernstigs nie. Jy weet eintlik is sy nog baie onvolwasse. Mens kan eerder sê ons is net goeie vriende. Kom nou, jy hoef nie so senuweeagtig te wees nie. Sit so, ek weet net om jou te laat ontspan. Dit voel nogal goed. Ontspan net. Konsentreer op my hande. Ontspan. Dan sê, Ek kry die gevoel jy het dit al voorheen gedoen. miskien. En nou kry ek sommer ook 'n hele klomp ander gevoelens. Jy het seker iewers 'n boekie oor gelees. Want nou voel ek soos Patty in jou hande. Patty! Ja, skattie.
Ek is Liz. Dit kan 'n mens sien. Die naaste liefde trofee vir onbaatsugtige diens aan 'n medemens. Dis net jammer jy kan dit nie hou nie. Dis 'n wisseltrofee. Die mense begroting is so gesny, hulle kan nie meer sulke groot bekers bekostig soos ander jare nie. Dis die gedagte wat tel. Ja, maar in die verlede het hulle selfs 'n cheque ook bygegee. Hendrik, dis vir onbaatsugtige diens. Ek weet. Ek het daarom nog die sertifikaat. Ons moet dit laat raam. Toegeken aan Hendrik van Tonner vir sy flinke optrede wat gelei het tot die besparing van menselewens en duur myntoerusting tydens 'n rotstorting. Ja. Ou Giel en sy span het so droog gemaak, toe skel ek op hulle. En toe ek my beld afhaal om met te verstel, toe dog hulle ek gaan begin sla uitdeel en toe hardloop hulle almal terug cage toe. En dis toe wat daai hele dak net daar instort waar hulle gestaan het. Dis jou storie. Giel sê hy en sy span was so dankbaar. Hulle het jou skouer hoog by die myn uitgedra. Ek was nogal vanaand verbaas met Ouboet en Jolly. Ja, ek het amper onder die tafel in verdwyn toe die twee opstap. En Ouboet gee die gehoor een kyk en vries. Maar sy was reg vir hom. Toe die ligte afgaan en die spotlights kom aan, toe staan sy aan sy ander kant en hy vryf so aan sy band. Gelukkig het die gehoor gedink die huilerigheid in sy stem is so bedoel. Daai twee gaan mekaar nog lelik verongeluk. Ja. Ek gaan stop. Wimpie was nogal stillerig toe ons vanaand inkom. Ja, hy seker maar 'n bietjie mislik omdat hy nie vanaand saam met sy sons kon uitgaan nie. Het jy draai gemaak by die ander tweeetjies? Natuurlik, wat dink jy van my? Ja. Sê my, ek sien hulle al twee lê en slaap met 'n duim in die mond. Ai, foei tog. Rikkie het my vandag per ongeluk mammie genoem. Ek weet nie wie die grootste geskrik het nie, ek of sy. Ek neem maar nie kwaadlik nie, dol. Jy's 1 uit 'n miljoen. Ag, jy het weet 'n lekker gepaartjie gaan stort. Koue water. Ek wil warm slaap vanaand. Maar ek sê jou mos, Liz het gesê sy het net daarna geloop. Niks het gebeur nie. Sy sê sy's jammer. Maar Wimpie is nog al 'n magic ou. Ja, die klein pes moes die kinders oppas. Nie allerhande slim streekie hier in die sitkamer uithaal nie. Mamma, Liz sê niks is uitgehaal nie. Maar ek voel baie seer gemaak. Hoe kan hy so dislojaal wees? Mans dink nie soos ons met hulle breins nie. Die geheim van 'n suksesvolle verhouding is, jy moet hom dophou soos melk op 'n stoof. Draai jou rug vir 'n oomblik en alles is bemors. Liz het hom probeer verlei. Ek het baie respek vir haar. Sy ken mans. Sy werk elke dag saam met hulle in die grease en die olie. Maar as sy haar make-up aansit en 'n rok aantrek, dan draai sy hulle om haar pinkie. En hulle word patty in haar hande. Presies. Wimpie het vir haar geval, soos ek vir 'n closing down sale. Ja, toe. Sonja, ek dink jy moet met Wimpie praat en hom goed uittrap. Ek dink daarom nie hy wou dislojaal wees nie. Tannie is reg. Ek is jammer dat ek tannie kom plaat met my probleme. Ja. Nee, dis reg. Die dinge moet uitgepraat word. Maar jy moenie worry nie. Liz sê sy sal nie weer die vlieg in jou slaai wees nie. Wow. En nou wat gaan hier aan? Op maar lekker agterbaks, né? Wat? Sonja, ag nee man, het jy my ma al vertel? Ja, meneertjie. Wat vang jy aan as jy na die kinders moet kyk? Weet pa ook? Nog nie. OK. Ek sê maar wat. Kom ons hou dit alles maar tussen ons. Ek sal niks sê nie. Maar jy mors nie weer so met Sonja se gevoelens nie. Ja, hou jou in. Moenie met jou oupa se streke begin nie. Dis groot menskinge. Kom Sons, ek wil met jou praat. Dankie tannie. Ja, ek het ook nogal baie om vir jou te sê. Voor jy praat, kom, ek het vir jou 'n liedjie geskryf. Uitgeslape. Nou gaan hy weer haar voete onder haar uitslaan met een van sy liefdesliedjies. Dis reg as sy ou boet. Sing Niels vir jou ook liefdesliedjies. Ja,
Maar dis baie privaat. En ek dans vir hom. Dance of the Seven Dwarfs. Ek gaan vir ons tee maak. Ek is seker ma en pa doen ook vir mekaar sulke stupid goed. Nee, Jolanda, as ek na julle jong mense luister, dan voel ek soos 'n non. Ma hoef niks te sê nie, ek verstaan. Wag gaan sien. Volgende jaar gaan ons workshop definitief probeer om daai veiligheidstrofee te wen. Om net vir Spaakie oorgeplaas kry na 2 skag toe, dan kan hy bietjie hulle safety rekord daar gaan opvoeter. 2 skag het nou al 8 keer daai trofee gewen. Ek weet pa. Al trofee wat ons werk nog gekry het, was daai gekroonde besem vir die skoonste werkswinkel van die maand. Toe hulle moes kom terugvat toe iemand gaan klik het, dat ons eintlik daai maand toe was vir fumigation. Hallo. Howdy cowboy. Jo, ek en my vrou het lekker gehuil oor julle liedjie, joh. Dankie meneer. En as meneer nou soos Butch Miller lyk net na hy Pick Six gewen het? Yes. My vrou se idee. Sy wil ek moet lyk soos hy skerminkel op Santa Barbara. Sy sê dit doen dinge aan haar. Maar ek kan nie klaar nie. Ek word soos 'n koning behandel by die huis. Ja, Spike, ek dink jou vrou het geskrik toe sy sien hoe lyk die appie wat jy na die prysuitdeling toe wil vat. Ja, maar ek ook hoor. Sjoe. Sy lyk dan heeltemal anders in 'n overall. Ek het haar mooi verduidelik, sy moet net nooit so aangetrek werk toe kom nie. Sy sal al die ander appies se aandag so aftrek, ons veiligheidsrekord sal in sy kanon wees. Geluk met jou medalje. Dankie. Jy ook met jou toekenning. Ja, dankie. Nee, gaan sien volgende jaar gaan ons hom wen. Ja. Hendrik, ek het eintlik net kom kyk of jy nie vir my 'n stuk dikkerige plastiek het nie. Ek wil dit agter sit waar een van my agterruite was, tot ek een kan kry. Wat het gebeur? Man, ons hy onbeskofte boela. Ek het hom gister 'n lift gegee huis toe van of ons 'n medalje braai by die werk. En toe gaan staan my kar en ek klim mos uit. Ek was lelik vies geweest. Want daai kar is net laasweek geservice. En toe het ek my meer verloor en bietjie op die kar geskel. Miskien gevloek ook. Die wiel so 'n paar skoppe gegee. Toe maar meneer, ek weet presies hoe voel dit as mense met 'n kar gaan staan. Val in die nag. Ja, maar toe join boela my en vloek en skop my kar. Dan slaan toe sommer ook die ruit uit met 'n baksteen. Ja, ek dink ek sou iets vir jou hê, Spike. Maar jy moet laat Boela betaal vir daai ryk, man. O, hy gaan. As hy sy bonus kry. Hendrik. Jy was reg. Hy Rusty is graf. Is dit nou tyd om hier aan te kom, oom? Ek het hom al as vermis aangemeld. Onkom dan net gebel het. Ja, sorry man. Daai dinnerparty het so 'n bietjie langer aangehou as wat ek verwag het. Hoe laat is dit? Hoe laat is dit? Oom is al Saterdag hier weg en dis nou Dinsdag. Dis die wat ek nou nie presies kan verstaan. Ek kan maak dit maar klonte. Ek wens Niels was hier om die borrel te skud. Hy sou net iets gaan grease, maar sy hande juk mos en as die kras die hele engine alweer uit. Hendrik het hom ook altyd so skaars gemaak as ek wou hê hy moet 'n bietjie na die kinders kyk. En as dit kom by doeke omruil, dit is soos 'n speld verdwyn. Niels sê ons gaan skatryk word as een van die groot karfabrieke sy uitvindsel koop. Watter een van sy uitvindsels? Oor die een waarna hy nou werk. Hy noem dit sy Smoke-O-Matic Immobilizer. Is dit die een wat as hulle die kar steel, dan spuit daar olie op die engine en dan gaan staan die kar? Ja, olie in die pistons. En as jy binne 'n kilometer is daai plek so nat soos Hendrikie in die oggend. Dit is ook vol idees. Glo my, dis een van sy beter idees, ma. Hy sê in daai kilometer rook die kar dan ook so. Mense sweer dis aan die brand. Maar dis nou vir die ander motoriste om te weet daar ry 'n gesteelde kar. O, ek sien. Nekkie, waar is my golfskoene? Dra ek dit, Hendrik. Kyk in die besemkas, dis waar ek dit laas gesien. Nou ja, ek het dit laas daar aangesit om droog te word. Ek het so lank laas golf gespeel, ek weet nie eens wat om saam te vat. Vat golfstokke. En sommer baie balletjies. Nou, ek dink ek sal dit dan seker onthou. Ek wonder, moet ek nie vir my ekstra golfbroek ook saamvat? Waarvoor? Sê nou maar net die geluk tref my en ek slaat 'n hole in hoor. Bye dog. Ek sal nie laat wees.
Hendrik, onthou, die 19de puitjie is in hierdie huis, nie in die klubhuis nie. Hoe ken jy my? Ja, okay, bye. Geniet dit, pa. Miskien moet ek ook maar begin golf speel. Ek en Hendrik sien mekaar net so nie verbygaan. Ma's gelukkig. As ek meer van Niels wil sien, moet ek eers leer hoe om wels te grind. Jolanda, jy weet daarom waar jou man is. Baie vrouens het net 'n suspisie. Ek het ook baie keer my suspisietjies. Niels lyk my net of botter nie in sy mond kan smelt nie. Maar hy kyk maar net so rond soos pa. As jy sê pa, bedoel jy nou jou pa of Hendrik? Ek moet vir Hendrikie sy borrel gaan gee. As hy eers begin huil, raak hy so opset. Alles wat hy drink kom net weer so uit. Ek haat dit om dokter toe te gaan. Bly dan by die huis, oupa. Hoekom het ek nie daaraan gedink nie? Pa, wat beloof om te gaan? Ja, ek weet. Maar wat my bodder is, met al die wonderlike mediese uitvindsels en ontdekkings, moet die dokter nog steeds daai koue stuk yster teen jou bors plak sodat jou asem onmiddellik wegslaan en dan sê hy, haal asem. Pa, dis 'n stetoskoop. Ja, ek En hy weet. wil net luister na pa se longe. Ja, maar dit is so persoonlik. 'n Mediese ondersoek is persoonlik. Vra my, ek weet. Daai keer toe ek dokter toe moes gaan toe ek in die rugby geskop was, dit was persoonlik. Ons het nie vir jou gevra Hy nie. het my nie eens gevra om asem te haal nie. Ek moes net hoes. Ons weet. Ja, dan ry ek maar. Ek gaan maar 'n steen my sin. Pa, het daarom al iets vanoggend geëet? Nee, as ek breakfast het ek heeldag soeibrand. Ek kry dit as ek nie breakfast nie. Dis die verskil tussen 16 en 60. Bly versigtig, pa. Ek is bekommerd oor oupa. Hy eet niks. En jy eet ons bankrot. Man, ek het jou gesê hy's rubbish. Hallo ma. Shirley Johnson is rubbish. Goedkoop gemors. Hallo ma. Hy's gemors. Sy is. Man, hy's so common soos 'n spanner. Waaroor gaan julle twee sit te kere? Praat sommer rubbish ma. Ek lei so af. Sy's soos daai meisie in Loving, vasgevang in 'n liefdesdriehoek. Wimpie, ek burg jou. Optrek aan julle. Wat is dit, Jess? Ma, ek gaan nie meer vanaand na Maritjie se partytjie toe nie. En ek wil Jaco nooit weet nie. Het jy nou alweer gaan staan en kwaad stook? Ek? Nooit ma. Nie so spring nie. Het Jaco haar afgesê? Ja, nie op skrif nie. Ons het hom saam met Shirley Johnson in die dorp gesien. Ag, asseblief. Ek sal met Jess praat. 'n Mens is nie so jaloers nie, dit is ongesond. Dis wat ek ook sê. Miskien het die kafee nie genoeg glase gehad nie. Jy moes Jaco en Shirley met 'n strooitjie uit dieselfde milkshake drink. En miskien was die milkshake so koud dat hulle mekaar moes vashou om warm te bly. Dit klink eerder vir my asof Jaco 'n paar warm tappe moes gekry. Dis wat hy ook gesê het. Maar sy het dit bietjie meer beklemtoon met gekryde taal. Dra jy stories aan? Nooit maar. Jy is vroeg terug. Is die klubhuis toe? Hallo Dol. Nee. Hoeveel balle het pa verloor? Ag man, wat weet jy van golf af? Gaan bær my golfstokke in die garage. Dit is net soos ou Gary sê. Mens wen of verloor met jou pad. Gary Player. Nee man, Gary Shabalala my caddy. Het ek nie vir jou gesê om my golfstokke te gaan bær nie? Sê help nie vir hom nie. Vir hom moet jy teruggaan en gaan. 2 oue. Dan is ek op die green en dan pad ek soos my ding. 4 pads dan sink ek om eers. 4. Ja, okay, 5, maar moet dit nou nie invry. Hendrik, as jou golf jou so ontstel, moet dan nie speel nie. Dit is nie die golf nie, dis net hulle weet nie hoe om die gras op die greens te sny. Hendrik, wat pla jou? Maggie, wees nou eerlik. Is ek vet? Voel jy nie lus vir 'n bietjie koffie nie? Dis net as ek pad. Ek kan nie die balletjies hier oor my boepens.
Dalk staan jy te naby aan die balletjie. Ja, maar as ek verder staan, dan kom die patter nie by. Nee, ek moet ontslaa raak van hierdie boepens. Wil jy hê ek moet jou op 'n dieet sit? Met ander woorde, jy dink ek is vet. As die golf jou in 'n buis sit, moet dit nie op my kom uithaal nie. Ja, okay, sorry. Net ek voel ongemaklik in my klere. Dalk moet jy my maar op 'n dieet sit. Ag, Hendrik, ek hou van jou net soos jy is. Maar miskien sal dit jou goed doen as jy op 'n dieet gaan. Dis vandat ek 'n operasie gehad het wat ek so gewig optel. Hendrik, die operasie het niks daarmee te doen nie. Ek dink eerder dit is van te veel braaivleis en bier oor 'n naweek. Die lekker pap. Maar ek hou van pap. Ek sou nou maar moet minder pap eet. Van nou af net braaivleis en slaai. So nou en dan 'n biertjie. Soda water. Ek wil net my pens verloor, ek wil nie uitteer nie. Ek sien dit gaan nie werk met jou nie. Miskien moet jy vir jou 'n langer patter kry. Nee, Maggie. Ek sou moet gewig verloor. Ek is dik. Ek sou moet maarder word, dis al. Minder eet. Wat weet daai dokter? Hy sê ek is te maar. En toe gee hy my hierdie tonic om te drink vir my eetlus. Ek moet glo meer eet. Wat verwag hy, moet ek nou so vet word soos Hendrik? Daar's 'n groot verskil tussen 'n bietjie oorgewig en vet. Ja, Hendrik, jy's net te kort vir jou gewig. Nee, Maggie. 'n Mens moet erken dat jy vet is. Vetterig. Jy bedoel nou soos by die AA. My naam is Swannie Swanepoel en ek suip soos 'n vis. Maar ek drink net 'n biertjie as ons braai. Hendrik, ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Ja, okay. Ek is Hendrik van Tonderen. So 'n bietjie oorgewig. Ga jy nie die seun vra nie? Daai tonic het my nou so honger, ek kan my lus nie bedwing. Wampie. Seun Vader wat ons eet, laat ons nimmer U vergeet. En help tog asseblief my pa om by sy dieet te bly sodat hy sy maag kan verloor. En weer die balletjie kan sien aan sy pad. Sodat daar weer vrede in die huis kan wees. Amen. Ek ken niemand wat erger kan stories aandra as die kind. Nou maar pa, laat ons maar eet. As dit pas help, sal ek saam met pa op 'n dieet gaan. Jy kan doen wat jy wil, jy sal nooit 'n figure so Shirley Johnson hê. Maar hy begin alweer. Dis nog genoeg. Eet. Hendrik, verskoon my. Ek wil dit nie invryf nie. Maar Maggie, niemand kan gebakte aardappels lekkerder as jy maak. Dankie pa. Dankie, pa. Datjie. Dis nie ons skuld dat jy 'n papaholic is nie. Pa dink ek het nie genoeg wilskrag om gewig te verloor nie, nee. Hendrik, ek ken jou mos. As jy by die yskas verbyloop, dan gaan die deur automatically oop. Ek weet pa vir R100 ek sal binne 'n maand 5 kg verloor. So stupid is ek nie. Jy sal enigiets doen om geld te maak. Pa is bang, né? Hendrik, asseblief. Kom ons maak dit 7 kg in die bed is aan. Okay. Kom nou julle. 'n berg. Ek kan dit sien. Wat werk? My Smoke-O-Matic immobilizer. Ons het vir julle gewag en toe kom julle nie, toe skep ek maar op. Jammer, maar ek het vergeet om te bel. Ek was so besig met my immobilizer. Ons het sommer daar by Jollie se maale geëet. Curry. My mond brand nou nog. Ja, môre brand jou gat. Sjoepa met sien werk my uitvinsel. Skaars 200 meter na die kar gaan staan en hy rook so jy kan skaars die kar sien. Het jy hom op jou kar getoets? Ja pa, dis juist hoekom ek hier is. Ek wil weet of pa nie dalk na ete my met die bakkie kan kom insleep. Jou kar geïmmobilize. Heeltemal. Sy sal nie weer beweeg voor hy nie as al die olie aftap en nuwe spaakplugs insit. Nee. Yes, ek is stupid. Ek moes dit op iemand anders se kar getoets en nou moet ek nuwe spaakplugs gaan koop. Ek dink jou uitvinsel het 'n probleem. Dit immobilize nie net nie, dit bogger sommer die hele engine op.
Net die sparkplugs, oupa, en net as iemand die kar wil steel. En dit is baie beter om net nuwe plugs te gaan koop as om sonder 'n kar te sit. Jy redeneer soos jou ding is, man. Daai engine is nou so opgeneek, dit sal beter wees om die sparkplugs te hou en 'n nuwe kar te koop. Ag, oupa weet niks van engines af nie. Ons wil pa my kom intou na ete. Wat eet pa? Pa is op 'n diet. O. Maar hoekom pa's dan die maarste skofpaas op die myn? Dankie, ou poet. Kry jy vir ons die tou daar in die garage, ek gaan jou nou kom insleep. Jolly se pa is ook op 'n diet. Die dokter het gesê hy kan nie so ongesond eet nog drink ook nie. Dat hy my ophou eet. Waarmee dink ou boet? Hoe hy homself in daai familie laat introu het, weet net hy. Hy moes, oupa. Hey. Wat luister jy na groot menspraatjies? Eet jou kos. As er nou een ding is wat ek graag sal wil hê, dan is dit 'n skottelgoed wasmasjien. Hierdie hande van my so baie in die water, hulle lyk 2 keer so oud soos ek. Het jy al Swannie se hande gesien? Dis nie hande nie, eerder 2 wysgrips. Hy draai die doppie van 'n bierbottel af, al is dit nie 'n skroetop nie. Nou? Ek het maar besluit om na Maritjie se partytjie toe te gaan. As ma my sou vat. Wat het van Jaco geword? Oupa moet daai name eers noem nie. Hy sit mos aan met Shirley Johnson en milkshake drink. En so in mekaar gevleg, hulle lyk soos 'n koeksuster en 2 strooitjies. Dit is ongesond om so jaloers te wees. Ma, 'n mens is gekeis of nie. Ek laat my nie vir die gek hou nie. Gaan ma my nou vat of nie? Wie bring jou terug? Sy behoort geen probleem te hê nie. Dis wat my bekommer. Vertrou ma my nie op wat? Nee, natuurlik vertrou ek jou. Dis nie dat ek Ma weet presies waar ek gaan wees. Ma ken Maritjie se ouers, maar hy het hulle nommer. Ons gaan in 'n dubbel garage dans. Die ligte gaan aanwees. Maritjie se pa sal nie drank wat toelaat nie. Waaroor worry ma? As ek jy is bly ek by die huis en ek kyk TV. Hoe nou, oupa? Wat jy daar beskryf is nie 'n party nie, dis eerder 'n vergadering behalwe dat 'n mens mag dans. Ek sal jou vat, ek kry net my sleutels. En ek sal jou pa vra om jou 11 uur te kom haal. 1 uur. 12 uur en dit is dit. Ja, okay, maar pa moet net buite hoed, ek sal uitkom. Ou moet dit nou sy kar behoorlik opbeduiwel met daai smoke-o-matic dings. Waar is die kar nou? Ons het hom na sy huis toe gesleep. Maar hy sal die engine moet uithaal en hom overhaul. En die bedrading ook. Want om sy uitvindsel te toets het hy 'n diefstal gesimuleer en die kar gehardwire. Mens kan enigiets uitdeel, maar net nie stupidheid nie. Waar's Maggie? Sy het vir Hes na Maritjie se party toe gevat. Nie dat ek dit 'n party sou noem nie. En sy gaan jou vra om haar te gaan haal, 12 uur. Maar jy mag nie ingaan nie, jy moet buite wag en hoed. Nee. Ja. Jaco deel 'n koeksuster in plaas van 'n milkshake saam met Shirley Johnson. En wat gebeur? Jou bakkie word 'n taxi. En nou? Ek kon nie slaap nie. Het die yskas by jou gespook? Ag, Maggie man. Ek kan nie van blaarslaai alleen leef nie. Jy weet, ouer, en Jolly het nie kom eet nie en nou lê hulle aardappels vir my en smile in die yskas. Indruk wat help het ek sit jou op 'n dieet en dan kom eet jy in die nag. Jy mors my tyd, man. Ek is honger. Dis nie so maklik nie. Vat 'n lemoen of 'n appel. Enigiets wat jou nie vet maak nie. Maar so maklik is dit ook nie. En nou? Ek voel op 'n bietjie dun. Seker maar omdat ek so geleen wag het tot jy in Nes ingekom het. Ja, en toe ek al gaan haal, toe kom sy en Jaco hand om die lyf daar uitgestap. En die laat jy die chick om vir my te sê, oom, ek sal later self vir Hes huis toe vat. Nee. Die goed smelt in jou mond. Ja. En toe sê ek vir hom, luister, as jy vir Hes wil huis toe vat, dan moes jy haar opkom haal het en nie by Shirley Johnson gaan koeksusters bak het. Ek het nou so 'n soeibrand, dit voel of ek 'n blaasvlam ingesluk het. Pa het te veel geëet. Vra jy my of sê jy my?
Maggie, waar is die lewersout? Ek kry dit wel. Dankie. Dis daai damn tonic. Ek het geweet dis 'n fout om dokter toe te gaan. Die bietjie lighoofdigheid wat ek voor die tyd gehad het, is nie 'n patch op die hardlywigheid waarmee ek nou gaan sit. Hier, pa. Dankie. Nou, dan gaan kruip ek maar in. Smil jy lekker? Ek kon nie slaap nie, pa. Onthou net, ek vat nie checks nie, net cash. Nee, ek sal iets moet doen om my aandag van die kos af te kry. Maar dan sal ek en jy miskien saam moet dink aan iets wat jou aandag aftrek van die kos. Maar sê pas soek my. Ja man, waar's my wire strippers? Ek kan nie goed so met my tande strip nie. Gebruik pas 'n MacGyver mes. Man, waar is my wire strippers? Dit is wat ek wil gebruik om die drade mee kaal te maak. En vir wat eet jy chocolates? Mens eet nie chocolates in 'n garage nie. Hoe nou? Laas toe dit gereën het ons hier gebraai. Maar dit reën nie nou nie. Waar's my wire strippers? Ek weet jy het hom Spike het nie geleen. Word so defieste in vir mense wat al ewig alles leen en dan moet ek staan en sukkel. Daar's 'n paar gasketpapier. Lyk ek vir jou soos Hendriks ou toespers? Vra maar net pa, laat die hele klomp velle gehad wat pa by die myn gekry het. En vir wat eet jy in die garage? Dis vuil. Ek is vuil. Jolly het gesê ek moet buite eet. Wat wil jy daarmee maak? Waarmee? Die gasketpapier. Gaskets. Die laaitjie weet niks van engines af nie. Is dit wat jy soek? Dankie pa. Paar gaskets kap en vanmiddag loop my kar. Yes! Jolly is kwaad vir my. Nou is dit omdat jy hele kar nou so opgemors het. Nee, daarna is hy al gewoond. Dis omdat ek 'n microlight gaan bou. Wat? 'n Microlight, 'n vliegtuig soos 'n hang glider met 'n engine. Nee. Maar 1300 engine wat ek by hom giel gekry het, dis net die ding daarvoor. Wat weet jy van vlieg af? Ek kan leer, so stupid is ek nie. Nee. Baie sê as jy met eers 'n microlight kan vlieg, dan is dit baie maklik om 'n lisensie vir 'n ligte vliegtuig te kry. Nou as jy eers daai lisensie het, dan kan jy by die SAL gaan aansoek doen en hulle sal jou leer om Boeings te vlieg. Nou vertel jy my 'n ding. Ja. En dis nou hoekom Jolly so kwaad is vir my. Sy sê pilots is altyd weg van die huis af en dan moet hulle oorbly in hotelle en sulke plekke saam met die lugwagdinge. Ek sien. Toe maar gaan kap jou gaskets. Dankie pa. Vanmiddag loop hy kar. Spaar al hoor van 'n goeie second-hand parachute, ek soek een. Pa, toe ou Boet klein was, het hy dalk 'n slag hard op sy kop geval. Gaan kry my wire strippers by ons by. Ja. Maar hoe laat het hy geloop? Is hy alleen daar weg of het iemand saam met hom gery? Wat bedoel jy 'n hele klomp? Wie almal? Noem hulle. Ja? En wat van Shirley? Nee. O. Nee, dis al wat ek wil weet. OK, baie Maritjie. Nou, mans, mens kan hulle nie 'n oomblik vertrou nie. Dis waar. Maar op jou ouderdom praat 'n mens nog van seuns. Dan kom maar sy dinges vlieg. Die keis is af, gebreek. Ek sien verreë oor hom nie. Nou vir wat ontstel jy jou dan so? Weet nie. Miskien omdat hy vir my gelieg het. Hy het my beloof dat hele besigheid met Shirley was onskuldig. Sy het hom gevra om by die kafee te maak of hulle uitgaan, sodat Carlos hulle sien en vir Manuel wat met haar uitgemaak het vertel, sodat Manuel jaloers raak en weer met haar opmaak. En jy glo dit? Ja, soos 'n gek. En nou sê Maritjie, ek was skaars weggestrand of Jaco Klaus dans met Shirley, selfs al speel 'n vinnige plaat. Nee. En hy het haar huis toe gevat. Hy speel met my gevoelens. Verby. Ja, my kind, miskien is dit maar beter so. Want ek weet vir 'n feit dat daai klein Manuel en sy ouers
al 3 maande gelede terug is Portugal toe. Wat? Maar nou is dit beslis verby. Jaco se ma, maar dis nie lekker om te weet jou ouers is trou nie. En nou, wat het Hendrik nou weer aan die kind gedoen? Niks nie, pa. Sy het moeilikheid met Jaco. O. Jy sê moeilikheid, bedoel jy het moeilikheid of in moeilikheid? Pa, Jesus nie daai soort meisie nie. Ja, dis wat hulle van Annelien ook gesê het. Annelien wie? Fouché. Toe Basie Fouché sy oë uitgee, toe dans sy geen saam met Truk ballet nie. Nee, toe dans sy in 'n extravaganza en al wat sy aan het is 'n deurtrekkertjie. Nou, wat het dit met Des te doen? Niks. Ek sê maar net wees versigtig, want Des vat hom as op ballet. Ag, as Hoor jy, ek het daai tonic van my weggegooi. Ek kan myself nie so vol prop van die kos nie. Miskien moet pa net gesonder eet. Ja. Eet minder, maar meer gereeld. OK. Hoe gaan dit met Hendrik se daai? Nikkerig. Alles irriteer hom. Maar hy dink te veel aan kos. Ja, dis soos ek hom ken. Toe hy laaitie was, toe vang ek hom een keer in die badkamer dat hy 'n hap uit 'n koek blou seep vat. Het dit hom siek gemaak? Nee, skoon. Daar's niks wat jou so goed uitspoel soos blou seep. Ma, pa sê ek moet kom uitvind wanneer ons eet, maar sonder dat ma uitvind dat dit hy is wat wil weet. Die laaitie weet nog nie wat dit is om taktvol te wees. Nou wonder ek by wie hy dit geërf. Ek is nou so honger, ek kan 'n perd opeet. In die oorlog het ons. Ons weet, pa. Jy moet hom net lank kook en baie spys. Pa, asseblief, ons eet. Waar is hy? Waar dink jy? Haar keus met Jaco is ons gebreek. Ja, toe, dis genoeg. Ons praat nie weer daaroor. Ek en Jaco is hysteries. Ma het gesê ons praat nie meer daaroor nie. Bly nou stil. Sit, ons wil eet. Ek wil daarom net vir ma hulle sê, Erik Jansen het my gevra om saam met hom te gaan fliek. Wie's dit? Kaptein van die eerste span. Hy lyk soos Michael J. Fox en praat soos Tolla van 'n Merwe. Dis man. Kan ons nou asseblief eet? En hierdie keer vra ek die seun. Wag. Ek kan nie vat dat die kind so suffer nie. Watter kind? Al het hy hoe sleg uitgedraai, hy bly nog my kind. Hendrik, die bed is af. Doen net 'n bietjie oefeninge en daai boepie sal ook van self afval. Bydien ek kan my lag nie hou van lus vir so 'n bietjie slaai. Dankie, pa. Dis groot moeilikheid langsaan. Waar? Auntie Betty moes met haar bulldog na die veearts toe jaag. Hy wil nie ophou vreet nie. Hy het al 4 boerpampoen op die agterstoep opgevreet. Miskien het hy hondstol uitgekry. Of miskien net 'n goeie tonic. En nou kom kyk julle almal so na my. Daai tonic het oor die R20 gekos. Ek kon dit nie in die drein afgooi nie. Ek ook. Ek sal ten minste 2 kilogram moet verloor voor ek weer in 'n bikini kan klim. Wat? Jy seker love stickie nie. Ons moeder hom iets sê om toe te plag. Ja, Bessie was ons al seker 2 posters nodig, die arme vrou. Annetjie. Wat dit verbaas my glad nie, dis seker daai Basil ou. Wat dis ek maak vir jou sê ek sal nooit met ouens uitgaan wat al werk nie, veral nie as hulle 'n motorfiets het nie. Nie behalwe Gerrit, hy's cute. Hy ry mos eintlik 'n motorfiets, is meer 'n skooter. Man, maar dit is Annetjie se eie skuld. Sy ken mos nie die verskil tussen oulik en maklik nie. Biologie maak. Pas op vir jou. Sorry man, dit was my ma. Ek sal nou moet neersit. Bel my weer 'n bietjie later, hoor. Okay, bye. Yes. Ja, ma. Kom kombuis toe. Maar ek wil net gou vir Annetjie iets gaan uit. Esther in die kombuis. Ja, ma.
Wat is dit wat ek by die werk hoor van Annetjie Gous? Ek weet nie wat hoor by die werk van Annetjie Gous. Jy nie so dom hou nie. Is dit die waarheid of is dit sommer net stories? Nou, die feit is dat Annetjie en Bessel uitgegaan het en Ek gee nie om feite nie, ek wil die waarheid hoor. Is daar verskil? By tieners ja. Annetjie is besig om gewig op te tel. En is nie van te veel eet nie. Is dit 'n storie of wat? Nee, ek dink is of wat. Arme ma. Eerste, wat sit jy nie daar so vir my en kyk? Hoekom sê jy nie vir my wat ek doen nie? En mag as jy weet hoe sukkel om gewig te verloor. Mama sal verby of op die wurg as ons so uit die bak uit eet. Ek hou nie eens van roomys nie. Laas toe ek so roomys geëet het, was toe ek verwimp. Dis onmoontlik. Wat, ma? Nee, sommer niks my kind. Hoekom was maar nou weer die waar ek het dit al gedoen? O. Maar jy was in ieder geval half. Gaan speel of doen jou huiswerk of iets. Ma, ek speel nie meer nie. Is daar iets wat ma hinder? Ma sê altyd ons moet met ma kom praat as ons in die moeilikheid is. Ma kan maar met my praat. Hoekom sê jy moeilikheid? Wat bedoel jy met moeilikheid? Ek is jou ma nie, een van jou vriendinne nie. Hallo ma, Annetjie word dik, hè? Ag man, wat weet jy? Wat maak jy raar? Is dit 'n moeilikheid of wat, ma? Ag man, wat weet jy? En wat bedoel jy moeilikheid? Ek weet niks. Ek hoor maar net Annetjie is uit die skool uit. Dit het iets met 'n toutrappery te doen. En wie het dit vir jou vertel? Koert. Hoe weet ma? 'n Ma weet alles, meeste van die tyd. Ek weet nie of dit waar is nie. Dis net Presies, as jy nie weet of dit waar is nie, dan is dit 'n storie. En as ek vind dat jy daai storie loop en oor vertel, dan sal ek sorg dat jou pa jou basvel aftrek. Ma, ek vertel nie stories oor nie. O, en wie was die een wat die hele skool laat weet het dat Bessie by ons self opstop? Gies man, dit was 'n jaar gelede. Ek het toe al 'n pak gehad daaroor. Dis verby. Julle twee nie huiswerk nie. Vir hom was dit verby, maar nie vir Bessie nie. Daai storie is eers met die laaste gala gesmoor toe sy in die aflos halfpad uit haar kostuum geduik het. Ja, okay, dis verby. Ek het maar net gedink soos wat oupa altyd sê, as iets te goed is om waar te wees, dan is dit gewoonlik. Maar met Bessie was dit. Bessie was verkeerd. Dit is waar. Ek het 2 groot foute gemaak. Julle twee. En veral jy is heeltemal te jonk om te praat oor dit waaroor julle nou praat. Mamma sê altyd ons moet openlik wees. En nie agter ma se rug dinge sê en doen nie. Ja, maar dit gee jou nog nie toestemming om enigiets voor my te sê of te doen nie. O, Ek dink jou pa moet met jou gesels. ma, ek het al 'n pak gehad oor Bessie se te goed om waar te wees. Ag my kind. Gaan doen jou huiswerk. Ja, okay. Daai mannetjie is te groot vir sy skoene. Jy ook, juffroukie. Veral as jy die verskil ken tussen maklik en oulik. Ag, sien jy hoe teen mekaar maak julle kinders en mense kop? Die botte. Is daar iets wat my hinder? Ag man, gaan hinder jou huiswerk. Waaroor wil jy met my praat? Waar is die kinders? Wimpie is besig om 'n opstel te skryf. Hes is besig om te bad en my pa kyk TV. Wat is dit? Hendrik, ek dink jy moet met jou kinders praat. Hes sê vir my jy eet roomys vir die vader. Jy gooi goed in die asblik wat in die yskas moet kom. En jy sit goed in die yskas wat in die asblik moet kom. Ek dink ek moet met jou praat. Ag Hendrik, ek weet nie wat met my aangaan nie. Laas toe ek so gevoel het was toe ek vir Wimpie verwag het. Nee. Jy's 'n ouma. Wat bedoel jy ek is 'n ouma? Ouma's verwag nie. Dink jy ek is oud? Nee, ek het nie gesê jy is te oud nie. Ek bedoel, nou probeer jy vir my verkeerd bewys net om jou punt te maak.
Hendrik. Nee man, wat ek bedoel is, kyk oumas, vat net ander mense se kindertjies en dan speel hulle met hulle. Maar as die kindertjies nou huilerig en nederig raak, dan gee hulle baie vinnig terug. Jy kan maar sê oumas vat net babies op April. Hendrik, jy is nie meer die man met wie ek getroud is nie. Net soos 'n vrou is. Vir 23 jaar probeer jy my verander. Hoe ek moet sit, hoe ek moet staan, hoe ek moet dink, hoe ek moet reageer en ek weet nie wat nog alles nie. En nou dat ek amper is soos wat jy my wil hê, nou is ek nie meer die man met wie jy getroud is. Hendrik, ek is bekommerd. Was jy al by die dokter? Nee. Wanneer jy so begin voel? Vanmiddag. Maar ek het my eers nie daaraan gesteur nie. Nie totdat ek onthou het dat ek vanoggend by die werk naar geword het nie. Laat ek jou dadelik dokter toe vat. Nee, net nou is dit my verbeelding en dan lyk ek soos 'n gek. Net nou is dit nie, dan lyk ek soos 'n gek. Hendrik, jy dink ook net aan jouself. Kom ons gaan nou dokter toe, dan hou ons op worry. Nee, ek sal môre dokter toe gaan. Sodat ek en jy nou nie een vannag 'n oog toe maak nie, terwyl ons albei soos babas kon geslaap. Ek bedoel, soos klippe kon geslaap. Gewonder 'n mens kry nie meer koffie in hierdie huis nie. Soos julle twee aan mekaar vasklou, so 'n mens sweer julle is 'n jong paartjie wat pas besluit het om met 'n familie te begin. Pa, Ek het maar net 'n grappie gemaak. Pa, Maggie dink sy verwag dalk. Ja, verragtig. Toe hulle die dag kinders by dosyne op jou skielike troue gesing het, toe jy dit kop toe gevat. 'n Mens moet daar 'n matigheid voor hou. Of het jou pa jou niks geleer? Pa is my pa. Dan is het gewonder jy het so stupid groot geword. Maggie, jy nie lus vir 'n koppie tee of koffie nie, ek sal gaan maak. Of dalk 'n bakkie ijskream. Ag, pa, ons weet nog nie of dit so is nie. Pa kan maar so lank vir my gaan maak. Ja, so 'n paar veranderings moet aanbring. Hierdie huis is nie babyproof nie. As hier 'n baby in die huis gaan wees, sal ons hierdie trappe moet verander. Anders gaan hy om des dinges val hierso. En kyk net hierdie koffietafel. Smaak my mos, hulle maak die goed mos nou net die regte hoogte vir 'n baby om sy kop teen te staan. Hendrik, maar jy nie nou al oor sulke dinge bekommer nie. Ja, jong, gaan sit. Jy sal môre weet of jy moet worry of nie. Ja. Die lewe is een vet surprise. Ja, het jy nog nooit iemand gesien huiswerk doen nie? Sies. Sies wat? Wie was dit? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet nie eers nie. Dis nog erger. Ek gaan vir pa vra om my na koshuis toe te stuur. Iewers in die Kaap of in Suidwes. Waarvan praat jy? Ek het pa al hoor praat. Ek weet alles. Wat? Dat jy en Annetjie nou in dieselfde bootjie sit. Wat? Maar ek seker sy weet daarom wie dit was. Nie soos jy. Hey, wat gaan hier aan? Jy is nie te oud om slaap te kry nie. Pa, hy sê ek is dieselfde as Annetjie uit Pa hoor praat. Hy het half gehoor. Dis jou ma. Ma? Ma ook. Het gaan soos 'n crashie lyk. Hey. Jy gaan na jou kamer toe. Wimpie gaan wag vir my in die garage. Wag, Hendrik. Ek dink ons is almal net 'n bietjie oorspanne. To put it mildly. Ons moes hulle vertel het, hulle is oud genoeg. In hierdie huis se mure het mos ore. Dit kan net wees dat daar 'n laat lammetjie in die familie gaan wees. Ma! Ons is nog nie seker nie. Ek sal môre dokter toe gaan en dan sal ons weet. Mamma sal 'n ouma. Hoe dit gebeur? Hey, nou gaan jy garage toe. Die kind is geskok, hy weet nie wat hy sê nie. Ja, pa, ek weet niks.
kind is net so geskok. Gaan na julle kamers toe. Ma sal nou met julle kom praat. Daai laat jy soek 'n pak slaag. Ag, Hendrik, hoe moet hy nou weet? Het jy al ooit met hom gepraat? Waaroor? Dis nou verby praat. Ek dink voel is nou al wat gaan help. Miskien is dit juis nou die regte tyd om met hom te praat. Wat maar? Dinges. Dinge? Hendrik, moet jy nie so dom hou nie. Ek dink dis die ideale tyd om met hom te praat, man tot man. Ek kan sien hoekom wil jy met hom praat. Jy kan nie eers dinges op die naam noem nie. Ek wil nou nie inmeng nie. Maar as jy nie vir die kind die dinge van die lewe vertel nie, probeer hy dit dalk self uitvind, soos jy destyds. Ja, ek sal met hom gaan praat. Maar ek dink hy weet klaar meer as wat goed is vir hom. En as dit jou sal happy maak, sal ek vir hom een van daai boeke opkoop, What Every Child Should Know. Dan kan hy lees wat ek vergeet. Ek is in die garage. Watch hom. Hy gaan 'n boek koop omdat hy te bang is om met die kind te praat. Ja, pa, hy het dit met die ander kinders ook gedoen. En 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2. 'n 1 en 'n 2, 1 en 'n 2, 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2. 1 en 'n 2, 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2. En nou, pa? Wat nou? Het jy nog nooit iemand gesien aerobics doen? Ja, maar nog nooit met 'n kierie nie. Sê maar jy dink ek is te oud, dis tog wat julle almal dink. Ek dink pa's te oud. En is nie nodig om dit te sê nie. Mense so oud soos jy voel. En hoe oud voel pa? Na hierdie oefening 100 jaar. Pa moet oppas. Ek moet iets doen. Ek is 'n oupa grootjie en nou gaan ek weer 'n oupa word. Ek moet iets doen om by my jonger image te pas. Gaan ek weer 'n oupa word? Ek weet nog nie, pa. Die ontvangsdame het gesê sy sal skakel sodra die toetse terug is. Maar dit sal eers na 3 wees. Dis die wat ek uit was. Ek kon net nie hier sit en myself opwerk nie. En toe gaan haal jy maar jou nervusheid op jou kredietkaart uit, né? Ja, dis wonderlik wat dit aan jou doen om bietjie te gaan inkoop. Wag. Ek sal dit kry. Hallo, Maggie van Tonner hier? Kurt wie? Kurt. Nee, Wimpie is nie hier nie. Goed, ek sal hom sê. Reg, Kurt. Is Kurt. Hy soek vir Wimpie. 'n meer ontydige kind ken ek nie. Jy weet hulle het gesê oefening sal 'n mens laat beter voel. Maar ek weet nie. Soos ek nou voel is daar net een ding wat my sal laat beter voel en dit kom in 'n bottel. Moet 'n entjie gaan stap. Stap is baie goeie oefening. Of gaan speel rolbal. Dis beter oefeninge vir pa se ouderdom. Man, bals is ou mens marbles. Pa. Ek is glad nie so oud as wat julle dink nie. 'n Mens is eers oud as die kerse meer kos as die koek. Ek is nogal break-even. Wat doen hulle daar? Dis 'n oefening om 'n mens se middel ferm te maak. Glo baie goed vir 'n vrou as sy 'n baby gehad het. Jy het net die hande so op die heupe en dan wikkel jy so amper soos hessele dans. Jy het so en 'n 1 en 'n 2 en 'n 3 en 'n 4 en 'n 1 en 'n 2 en 'n 3 en 'n 4. Dis wat ek moet doen. 'n 1 en 'n 2. Ek begin vir myself al hoe meer na 'n vyl lyk. En 'n 1 en 'n 2 en 'n 3 en 'n 4 en 'n 1 en 'n 2 en 'n 3 en 'n 4. Ja. Gaat lekker hierso. Jy's vroeg? Ja, ek het bietjie vroeg afgekom. Wat sê die dokter? Ons wag nou juis vir die uitslag. Die ontvangsdame behoort nou enige oomblik te skakel. Hallo, Maggie van Tonner hier? Mevrou Griesel. Ja, ons staan nou juis in wag vir die uitslag. Ja, mevrou. Ja, ons is baie gretig om te weet. Dis reg, mevrou, mense senuwees is op breekpunt.
Ja, op my ouderdom kou so 'n ding. Ja, mens verstaan natuurlik as... Verwag my vrou of nie? Dankie. Moetswillige kerkelbek. Daai trappe. Bly net soos hulle is, jy gaan nie 'n laat lammetjie kom nie. Ek weet nou nie of ek moet lag of huil nie. Huil. Ek like babies, al is hy die pa. Maggie, ons het mos daarom vir ou klein Henrikie. Ja, maar hy's al te groot vir al die ou baba goedjies wat ek vanoggend gaan koop het. Nog net 3 minute, pa. Hulle sê mens moet dit stadig vat aan die begin. Ek voel hom al trek hier aan my kuite. Ja. En toe? Hoe gaan het hier in die ouwe thuis se gym? Ag, gaan spring, man. Jy beter ook iets begin doen. Hy spaarwiel om jou middel begin al groter word elke jaar. Spaarwiel? Dis 'n boepens. Ja. Pa moet stadig met hierdie geoefen ry. Pa is nie weer vandag se kind. Ja, jonge mens, jy weet jy word oud. As jou kinders vir jou sê jy moet dit stadig vat in plaas van die traffic kop. Ek worry oor pa. Man, worry oor jouself. Wat sê die dokter? O, hy sê dis 'n hormoonverandering, doodnormaal vir my ouderdom. En my krywing na roomys is 'n tekort aan kalsium. Hy het my iets gegee. Nee, ek is bly. Ek het toe vir Wimpie 'n boek gekoop. Jy is ook maar skrikkerig om met hom te praat, nee. Nee, ek dink net 'n boek is beter. Ou Florida by die boekwinkels, hy sê vir my al haar What Every Child Should Know is uitverkoop. As gevolg van hierdie gerug wat nou die rond te doen van dat Annetjie so vinnig uit die skool uit is. Nuus versprei vinnig op 'n dorpie. Het jy een gekry? Ja, is nou nie dieselfde nie, maar is baie dieselfde. Wat is dit? Naked yoga. Nou, die foto's. Die foto's is baie goed. Waarvoor? By my bloeddruk. My magtig, Hendrik, kan jy nie soos enige doodgewone pa net met jou kind praat nie? Jou pa wil met jou praat. Net praat. Ja, net praat. Hallo pa, oupa. Ja, hallo. Luister na jou pa. Eergister was jy so naby soos op 'n lounieskil se dikte aan 'n pak sla, hoor. Lyk dit yoga. Ma sê pa wil met my praat. Ek het niks gedoen nie, pa. Ja, ek weet. Nee, jou ma wil hê ek moet met jou oor ander goed praat. Wat se goed, pa? Dinges. Dinges. Ja, man, groot mens dinge. O, daai soort dinge. Ja, daai soort dinge. Wil pa my vertel waar babietjies vandaan kom? Ja. Ek weet. Nee, Ja, pa. jy weet. Ja. Hoe weet jou gesê? Ons leer dit in die skool, in standaard 7 al. Alles. Hoe die selletjies vermeerder, DNS, kromosome, alles. Tot die babas gebore word. Nee. Ja, eers van hase en toe van mense. Ja, man, dis logies. Nou ja, dan hoef ek jou mos nou nie te vertel nie. Maar daar is iets wat my pla. Hoe nou? Het is so wetenskaplik. Hulle begin altyd by 'n sel en sê ons niks wat vooraf gebeur nie. Nee? Ja, niks van liefde en drange en daai goed nie. Dis amper asof dit so effens onder die belt is. Ja, het is so effens. Sien pa, dis wat die onderwysers ook doen. Niemand wil ons detail vertel nie. Maar het is moeilik om daaroor te praat, man. Al wat ek wil hê is, jy moet genoeg weet, sodat jy nie in dieselfde moeilikheid beland as jou ou boet nie, dis al. So stupid is ek nie, pa. Nee, dan is ek bly. Ek is bly ons het gesels. Is dit sonde om daaroor te dink, pa? Hang af. Wat van droom?
Ek weet nou nie. Jy kan ons nou nie help wat jy droom nie. O, Is daar iets wat jou pla? pas dan nie lag nie. Nee man, ek sê nie lag nie, ons praat mos nou man tot man. Wanneer weet mens as dit liefde is? Dis wat liefde is. As ek saam met Sonja gaan fliek. En jy pa gaan lag. Ja man, ek sal nie lag nie man, wat as jy en Sonja saam gaan fliek? Wel, as ek aan haar hand vat, dan kry ek so 'n warm gevoel. Waar? Sommige oral pa. Is dit liefde of nie? Want Koert sê dis sommer jukkerigheid. Pa het gesê pas dan nie lag nie. Man, ek probeer Wimpie, wag nou. Wag, ek is jammer man, wag, kyk, ek lag net oor ek nou onthou hoe jy voel. Ek het ook so oor 'n meisie gevoel. Wanneer? Toe ek so oud soos jy was. En as daai gevoel nou daar naby jou hart is, dan is dit liefde. O, pas dan nie vir iemand hiervan sê nie. Ja man. Nee, ons praat mos nou hier man tot man. Ag, die hartjie is stroopsoet. Ek het vir julle ook gedek. Dankie ma. Hoekom is jy so stil? Waar is oupa? By Rusty se gym vir 'n yoga klas. Hy het seker net na die meisies daar gaan kyk. Pa moet sien hoe trek hulle daar aan. Hoe trek hulle daar aan, Niels? Sulke oop middellyf goedjies. Sê Fanie by die werk vir my. O! Het ma gehoor van Annetjie Gous? Ja. Ek wens ek was in haar skoene. Ja, kry eers 'n huis. Hoe nou? Sy is mos so skielik uit die skool uit. Soos blits. Ja, almal het gedink sy is uit die skool uit omdat sy 'n baba verwag. Maar sy het plek gekry by die kuns, musiek en balletskool in Johannesburg. Dis hoekom sy uit die skool uit is. Sy wil glo ballet word. Ons het 'n ander storie gehoor. Ja, dit was net 'n storie, Wimpie. Ag wat? En nou het Florida om al haar boeke verkoop en al die kinders in die skool weet van what every child should know. Was glad nie soos in daai damn boek nie, man. Ek moes daar sit met geknoopte bene en omgedopte oë en die hele tyd sê oom. Oefening se ding is, man. Die enigste oefening wat ek van nou af aan gaan doen is domino's en darts. Oom se auntie, man. Bandjie is klaar opgehak en hy's vol pap en boerewors. Ek het net kom hoor of Wimpie met dalk kan kom help. Waarmee? Met die horrocks verkoop. Ek het vir hom ook so 'n T-shirt en 'n kepsie. Hy was eintlik vir Jolanda bedoel, maar sy het haar ouers beloof sy's nooit op straathoeke werk nie. En waar gaan jy jou wandjie trek? As 'n groot sokkerwedstryd by die myn, ek wil so reg langs die stadion gaan staan. Ek het toestemming by die mynbestuur gekry en alles. Ag toe pa, kan Wimpie my nie kom help nie. Ek voel so nervous soos voor my try-test. Maar enige iemand voel seker maar bietjie op sy senuwees as sy eerste keer sy besigheid oopmaak. Ja, vanoggend het ek amper besluit om nooit oop te maak nie. Ek het gisteraand nie 'n oog toegemaak nie, ek het so ge-worry. Toe sê Jolly, sy het haarself afgesloof voor die stoof om daai geweldige pot pap te maak en om al daai rolls te botter en dit was in elk geval my stupid idee. En as ek nou gaan uitcheck en dan vat sy my waandjie en sy rol hom op die potspad. Ek het slegte nuus vir jou. Wimpie is saam met die skool Heidelberg toe. Hulle het die interatletiek daar gaan verloor. Hy kom eers môre terug. Nou voor ek sommer lus en rol self my waandjie op die potspad. Ja man. Sy's so ergie. Ag, vir pa my nie help nie asseblief pa. Nee, ek het 'n golfafspraak. Ag, kanselleer asseblief pa, pa hoef nie T-shirt aan te trek nie, net die kepsie. Al kepsie wat ek nou gaan aantrek is my golfkepsie. Ag, pa, is daar dan niemand wat my kan help nie?
Hendrik, het jy nie vir my 'n plank of 'n ou deur wat ek onder my matras kan sit? En nou? Jy so na my kyk of ek jou onmoontlike vra? Haas het daai matras so pap gelê, kan nie 'n oog toegemaak kry op hom. Ouma weet mos hoe om met die publiek te werk. Ouma het mos baie ondervinding met die slaghuis en so. Is seker so. Ou moet soek iemand om hom die eerste keer te gaan help hotdogs verkoop. Ag asseblief ouma, ek sou ouma 'n plank onder ouma se bed sit. Al moet ek my eie voordeur afskroef. Dit sal nie nodig wees nie, ou boet. Ek sal ouma betaal. Ag, moenie laf wees nie, man. As ek jou help, dan help ek jou omdat ek wil. Wil nie betaal word nie. Laat ek net my voorskot gaan af. Jy sou ouma ook 'n kepsie. Don't push your luck. Vergeet die kepsie. Dankie ouma. Thanks pa. Net oulik. Oom bedoel seker dat Mango Grooves is beginners lyk. En Michael Jackson. Ja, dis presies wat ek bedoel, ja. Jy sê jy gee nie om as ek so 'n bietjie gaan golf speel. Nee, gaan gerus en geniet jouself. Ek gaan so 'n bietjie koek bak en die tweetjies gaan my help. Alleen in my kombuis sonder dat ek die hele tyd hoef tee aan te dra of hoef te hoor hoe de mekaar my huis is. Ja, ek verstaan. Okay, bye. Bye. Ek sal vir hom duim vashou, ek hoop hom wen. Ah, dankie. Skop sommer sy skoolsroom. Ja, dankie. Maar al wat ek gaan skop is ou Boets Miller se bas as hy weer sy carry betaal en my bal in die raf in te skop. Ek sal dit kry. Hallo. Kollekteer. Ja, natuurlik. Hallo, ouses. Nee, die telefoon is duidelik. Hoe nou? Ja, ons het ook maar gesukkel om met hom huis te hou. Ja. Wie? O ja, dit is onverantwoordelik. Wie? Wie sê? O. Ja, dankie dat jy ons laat weet dit. Bel maar as jy nog iets hoor, ouses. Okay, bye. Wat het jou pa nou weer aangevang? Hy het al sy goedjies gepak en uitgetrek by ouses hulle. Is hy op pad terug? Hendrik, my ma's in sy kamer. Wat gaan ek nou doen? Stop die lorry. My pa het 'n weduwee ontmoet in Windhoek. Wel, ongetrek. Nee, my ouers het ook maar hulle dinge. Maar my ma sal nooit so onverantwoordelik wees soos jou pa nie. Daar is sy. Dis pragtig. Al wanneer ons het op die plotkoek gebak het, was met Kersfees. En as julle verjaar het? Dan het ons elkeen net so 'n pak sweets gekry. En baie siek geword. Ag, foei tog. Vat maar vir julle elkeen 'n koekie. Ma! Pas pa! Wat se pa? Hy speel golf. Wat gaan ons nou doen? Niels het nou net gebel en gesê pa moet hom asseblief kom help. Ek het van die begin af geweet daai bandjie gaan nog net moeilikheid veroorsaak. Eers my huwelik en nou in die straat. Ma moet asseblief kom. Ek kan nie meer cope nie. Nou wat het dan gebeur? Niels is die bo by die dokters besig om steke in sy arm te kry. Alma's by die polisiestasie. Is hulle beroof? Nee, maar die karretjie is 'n write-off. Was hulle in 'n ongeluk? Nee, ma. Ek weet nie wat presies alles gebeur het nie, maar dit kom daarvan as 'n mechanic 'n sakeman probeer wees. En al wat hulle moes doen is hotdogs verkoop. Is my ma besig om 'n klag by die polisiestasie in te dien? Nee, ek het dit nie gesê nie. Ouma's gearresteer. Wat? Kom julle. Waar is Hendrik as ek hom die dag nodig het? By die golf. En ek het gedag ek gaan 'n rustige dag hê. Ek is net dankbaar ou boetie nie ernstig beseer nie. Dit kon baie erger gewees het. Kom ons gaan speel in die kamer. Kom ons by polisie en dief. Kom! Sien maar. Ek skaam my dood. Ek het nooit gedink dat ek die dag sou belewe dat ek my eie ma uit 'n tronk uit moes gaan haal nie. Ag, toe nou. Jy ruk as uit verband uit. Dis net 'n polisie sel. Gaan 'n tronk nie. Ek het my so geskaam. As pa dit moet hoor kry hy stuipe. Het jy die ou kussentjies gemaak? Al wat ma moes gaan doen
is om die hotdogs te verkoop. Net vanoggend sê ek vir Hendrik, my ma sal nooit so onverantwoordelik wees soos jou pa nie. Stoffel is onverantwoordelik om sommer by 'n wildvreemde vrou te gaan intrek. Ek het die dorp beguns bewys om daai verkeerskonstabel met 'n stukkie pap te gooi. Was dit nodig om hom nog met die tomatiesous ook te spuit? Hy het dit verdien. Ek gee uit die goedheid van my hart uit vir hom 'n hotdog verniet. En terwyl hy die hotdog staan en eet, gee vir my en ou boet 'n kaartjie vir R200 omdat ons op 'n geel streep smous. Dis sy werk, ma. Nie nodig om onbeskof te raak toe ek vir hom R200 vra vir die hotdog wat hy opgeëet het. Dit was verkeerd om ma se humeur te verloor en onverantwoordelik op te tree. Maggie, toe hy vir my sê, ek is in die bol gepak, toe kry hy 'n bol pap. Maar ek verstaan ma glad nie. Ma was altyd die een wat vrede bewaar het. Pa was die bekleierige een. Ek het baie verander toe jou pa my goed gepak het en my op die stasie gaan aflaai het. Maar ons praat nie nou van pa nie, ons praat van ma. Ag, ons sal baie lekkerder gesels met 'n koppie tee. Ek is seker die teesakkies wat hulle daar in die tronk gebruik hulle 10 keer oor. Ek het nou nog so nasmaak in my mond. Ek voel ek het 'n migraine aan die kom. Ag Maggie, jy sien altyd die negatiewe kant van alles. Vandag is vir jou 'n krisis. Vir my was dit een van die opwindendste wat ek in 'n lang tyd gehad het. Maar ma het baie verander. Gee maar nie om wat die mense sê nie. Ag man, niemand ken my op die dorp nie. Hoekom sal ek daaroor worry? Hulle ken my. Ag, ons sal dit stil hou, niemand sal weet. Ma ken nie die mense van die dorp nie. Hallo, Maggie van Tonner? Wie? Koerant? Wat 'n koerant? Sorry sir, no comment. Sien maar! Die koerante soek nou alle onderhoud. Ek sal my hare moet laat perm. Dan een ding wat jy by my geërf het. Koekbak. Hallo skattebol, wat 'n lieflike dag. Ek het nie alleen vir ou Boets Miller ordentlik gelooi, maar ek het ook my eerste hole-in-one geslaan. Hier is my sertifikaat. Uitgereik aan Hendrik van Tonner vir sy volmaakte gelukhou op die 3de gaatjie. Geteken deur die klub se voorsitter. Toe was die applous. Moet sê ek was self verbaas. Kan iemand iets sê nie? Ouma was in die tronk. Die kind is 'n komik. Ouma was in die tronk. Elsie, daar stories aan oom. Kom julle. Julle moet gaan slaap. Kyk net of ek by die regte huis is. Regte huis? Maar die verkeerde tyd. Het ek al genoem dat ek 'n sertifikaat gekry het? Ja, jy het. Ma my nie net stadig vertel wat ek alles vandag hier gemis het. Nee. Hendrik, waar is jy as ek jou die dag nodig het? Ek het die telefoon warm gebel na die klub toe, maar niemand antwoord dit eers nie. Hier moet ek met alles koop, terwyl jy besig is om holes in one te slaan. Het ek al genoem dat ek 'n sertifikaat gekry het? Ek gaan 'n maagseer kry. Wat gee my nou die idee dat ek vannag weer hier op die bank moet slaap? Dan beter is daai papmatras waarop ek moet slaap. Maar ou moet dit mos gesê as 'n vir ma 'n plankhuis het. Hendrik, as jy klaar gesels het oor papmatrasse, dan kom jy kombuis toe. Miskien kan ek dan 'n woordjie inkry. Ek maak solank vir jou sterk swart koffie. Dankie Dol. How's dit pa? Geluk met die hole-in-one. Dankie, nie te hard praat nie. Hou jy van my sertifikaat? Dis smart. Die enigste sertifikaat wat ek nog gekry het, was die een wat hulle my gegee het toe ek my TV klaar afbetaal het. A1 customer. Dit hang in my garage. Jolly het dit in die huis belet.
Ek is jammer om te hoor wat gister met jou besigheid gebeur het. Ja, pa. Ek is vandag so depressies soos 'n hoender wat 'n spaakplak ingesluk het. Jy kon lelik seer gekry het. Ek weet, maar my besigheid lê in stukkies en my hotdog se hele sokkerveld vol. Ou, ons moet dalk aanvaar jy was nie heeltemal vir die hotdog besigheid bedoel nie. Pa, en ek het gedink hot ry is gevaarlik. Maar is alles daai myn sekuriteitswag se skuld. As hy nie so trigger happy was, het ek vandag nog my besigheid gehad. Hoekom wil hy toe skielik begin skiet? Nee, toe ouma en die speedkop daar op mekaar begin skreeu, toe hoor die sekuriteitswag het en hy kom maar aangehardloop en is net toe dat ouma die speedkop in die tomaties sou spuit en die sekuriteitswag sien toe net hoe die speedkop sy bors so vas en ouma wat daar staan met die vleisvark. En toe dog hy seker ouma die speedkop met die vark gesteek. Nou, dit kan 'n mens verstaan. En toe ruk hy sy rollie uit om 2 waarskuwingsskote in die lug te skiet. Maar toe is hy so opgewonde na al die jare se gewag vir gun action dat hy die sneller begin trek voor sy gun behoorlik uit sy holster uit was. En is toe wat hy homself in die voet skiet. Ja, maar die eerste skoot. En toe terwyl hy val, toe trek hy weer die sneller en toe tref hy my waantjie se gasbottel. Stupid fool. Hy kon iemand doodgeskiet het. Presies. En toe klap hy gasbottel soos 'n cracker. En hy maak 'n vlam soos 'n dragster met 'n jet engine. En my hotdog waantjie maak 'n wheelie van 0 tot 60 in 2 sekondes reg in die stadion se muur vas. Jy kon lelik verongeluk. Ek weet. En toe jy geskare, want dit reën horrel. Waar was jy toe gewees? Nee, ek was daar waar my waantjie nog laas gestaan het, maar toe my waantjie nou sy wheelie maak, toe gooi hy my soos 'n vrotvel in. Toe ek lights out en toe word ek eers weer wakker by die dokter se spreekkamer, nog met 'n horrok in my hand. En waar het jy die sny in jou arm gekry? Nee, toe die dokter my besmeurde hemp oopsny om te kyk of ek ergens gewond is, toe sny hy my arm raak. Nee, en wat sê hy toe? Sorry, pel. Maar gelukkig was ek daar in die spreekkamer, toe kon hy daar en dadelik vir my steke inwerk. Goed. Jy weet ongelukke hol na jou toe, soos vriende na 'n ou toe wat die jackpot gewen het. Wie het die jackpot gewen? Niemand, vergeet dit. En wat gaan jy nou maak? Brood en melk koop. Ja man, met jou waantjie. Niks, ek wil niks van haar weet nie. Ek sal dit kan vat om my besigheid so opgevrommel te sien nie. Jy weet, miskien moet jy met die mynbestuurder gaan praat. Dis eintlik daai sekuriteitswag wat alles begin het. Hendrik, ek is bly jy het 'n kollou geslaan. Geluk. Ek sal net nou na jou sertifikaat kyk. Okay. Hendrik, ek is jammer. My ma ontstel my en haal ek dit op jou uit. Ek haat om op daai bank te slaan. Maar ek sê mos ek is jammer. Ag, sê dit. Wat? Ag, toe Boeksie sê dit. Maggie, het jy gedrink? Jy lag. Dis jy wat gister op die 19de puitjie gekuier het. Ek probeer maar net vriendelik wees. Dit is nie maklik om te erken as jy verkeerd was nie. Herken jy dat jy verkeerd was? Ja, maar jy was ook. Okay. Kom ons sê albei sorry en dan sien ons dit alles beter. Okay. Okay. Sorry. Sorry. Kan maar ook nie uitlos nie. Ek maar die munisipaliteit gebel. Ja. En die koerant. Die koerant? Is dit nie genoeg dat almal van hier tot en welkom weet wat my aangevang het nie? Van maar nou nog op die agterblaaie van die Sondagkoerant ook laat ek skaam my woord my kop. Gaan wonder jy hardloop weg of nie. Hendrik, hoe hou jy huis met 'n vrou wat soos 'n draadloos te kere gaan? Ma. Niemand, nie eers ma sê dit van my vrou nie, net ek mag dit sê. Wat ma gedoen het was verkeerd en as ma nou aanhou om my vrou te ontstel En te sê haar huis is deurmekaar. en te sê haar huis is deurmekaar, dan gaan ek maak soos pa en ma met tassies en al by die stasie aflaai. Ek hou van 'n man wat die broek in die huis dra. Goed. Ek sal nooit weer my neus in julle sake steek nie. Daar's net een ding wat ek wil weet. Wat's dit? Is daar 'n goedkoop droogskoonmaker op die dorp? Hoekom wil maar dit weet? Ek en die verkeerskonstabel het besluit om die saak te skik.
Hy gaan die saak terugtrek as ek sy uniform laat droogskoon maak en as ek 'n amptelike verskoning in die plaaslike koerant plaas. Fluit 'n uilie agter hom. En voor tussen die donker grasse verskyn daar 2 groot geel oë wat hom dophou. Hier steek 'n lelike kop sy ding uit. Nou? Lees asseblief, Tannie, my senuwees is gedaan. Ja. Nou kan Tannie maar lees. Fransie voel hoe sy hartjie vinniger begin klop. Die reënbui raak al hoe erger en die weerlig al hoe nader. Dan sien Fransie die groot geel oë wat uit die donkerte stip na hom staar. Ma! Kan maar nie klop nie. Waarvoor? Ek bly so te sê hier. Maar toe die uniform by die droogskoonmaker ingegiet. Is Hendrik hier? Nee, maar hy is myn toe saam met Ouboet. Ouboet moes met die mynbestuurder gaan praat oor sy karretjie. O, my verskoning is toe in die koerant. Jy hoor. Mevrou Gous van Johannesburg, dis ek, dui hiermee amptelik haar verskoning aan teenoor verkeerskonstabel Bester, vir wie sy verkeerdelik met 'n bol mieliepap gegooi het. Sy vrou ook verskoning omdat sy hom daarna per ongeluk vol tomatiesous gespuit het. Hiermee trek sy dan ook haar woorde terug en beloof om meneer Bester se waarskuwing die aandag te gee wat dit verdien. Nou maar dit 'n verskoning. Dit klink soos 'n oorlogsverklaring. Hy wou verskoning gehad het, ek het dit geplaas, nou moet hy die saak terugtrek. Wel, ek behoort seker dankbaar te wees dat ma nie my naam genoem het nie. Niemand weet gelukkig in hierdie dorp wie mevrou Gous van Johannesburg is nie. Wag, ek is nog nie klaar nie. Mevrou Gous wil ook van die geleentheid gebruik maak om haar skoonseun Hendrik van Tonner geluk te wens met sy kolhou op die Orkney golfbaan Saterdag. Sal ek dit kry, Tannie? Ja, asseblief. Azat, is Paniels nog nie terug nie? Nee, by die huis, my ma is daar by hom. By wie? Hendrikie. Maar as ek alleen nie aankom, dan vra maar my altyd, waar is Hendrikie? O, waar is Hendrikie? Ek het mos gesê by die huis. Hy sit daar vir kyk om aan die televisie. Maar dink maar ons kan daai kind so ver kry om na ordentlike kinderprogramme te kyk. Hy baie. Nou sit hy daar en kyk na alles wat ons vir hom getyp het. Hy's mal oor agenda en ekonomievisie. Ek hou daarvan om rugby op TV te kyk. 'n Goeie wedstryd, 'n goeie rugbywedstryd, veral as Transvaal wen. Dit is verloor. Mens sukkel so om die narkievlekke van die TV-stel af te kry. Tannie, wanneer gaan ons hoor wat met Fransie gebeur het? Ek beloof ek sal vanaand vir julle klaar lees. As dit donker is. Ja, maar jy hoef nie so bekommerd te wees nie. Die storie het 'n goeie einde. Kom ons gaan speel in die kamer. Ja, toe. Dis 'n slegte manier om hier te sit en tande tel. Rietjie is net soos 'n ma vir Neelsie. 'n Ma wat omgee. Want my ma het nooit vir my stories gelees toe ek klein was nie. En as ek vir haar 'n storie vertel het, het ek 'n klap gekry. Dankie ma. Nou weet almal. Die mense waai selfs vir my. Ene toppie skree self se pa in die kol, kerel. Hendrik, die mense glimlag nie vir jou oor jou kolhou nie. Hulle lag vir jou oor jou skoonma se kolskoot. Dink jy so? Boeksie, wat het by die mynbestuurder gebeur? Nou, die mynbestuurder sê die vakbond bevraagteken die herverdeling van hotdogs. En toe betaal hulle my uit vir die hotdogwaantjie. Onthou jy daai geld wat ons gespaar het om 'n vriezer mee te koop, het jy gebruik om daai waantjie mee te koop? Jy kan dit seker nou maar terugsit in ons spaarboekie. Ek weier. Want raai, vir wie het ek daai vriezer wat sy nog altyd wou gehad het, kontant gekoop? Jy bedoel seker soos Miss Piggy sê, moi. Ek tog is die Grieks vir jou begeerlike vrou. Moe. Ek dog moes Engels vir 'n koei. Sorry. Hulle lewer môre die vriezer af. Dankie, Poeks. Maar sê vir my, het jy al die geld wat jy gekry het op daai vriezer spandeer of was daar nog so 'n bietjie klein geld? Geluk pa.
Pa het my bed gevat. Dit sal net 5 sekondes wees, dan sal jy wil weet of daar kleingeld is. En die ou wat die balletjie en al die gaatjies slaan vir die minste ou, hy wen. In sokker, very span vir die Mr. Goalskop. Ja, man, ek weet in rugby is dit ook so. Maar rugby is anders. Die rugby is 'n kuns. Dit is 'n lewenstyl. Dit moet in jou bloed wees. Rugby is soos musiek. Dit is soos River Ballet. Ek hou van sokker. Ja, man, jy kan van sokker ook hou. Mens kan van meer as een sport hou, solank jy net van rugby die meeste hou, okay? En nou, wat gaan hier dan? Dis in die middel van die nag en hier sit julle twee kliphartig gesels. Wil die res van die huis ook wakker maak? Ek kon nie slaap nie, want ek worry oor geld. En hy kon nie slaap nie, want hy worry oor die geel oë wat vir Fransie in die bos loer. En hier in die kombuis staan 'n koek, wat moes ons nou doen? Wil jy en Nielsie net so dik word soos jy? Nee? Kom, Nielsie. Nou sê ek en jy weer moet tande borsel voordat ek jou terugsit in die bed. Wat bedoel jy worry oor geld? Het jy weer iets aangevang waarvan ek nie weet nie? Nee, ek het maar net gelê en dink, wat sal ek nou doen as ek R1 miljoen wen? En eers is 'n mens baie oordentlik en vrygewig en jy dink aan jou familie en vriende wat swaar kry. En dan dink jy, wat sal jy met die geld maak? En dan raak jy snaakserig en die miljoen raak te min. En as jy so by die 3de miljoen kom, dan begin jy sweet en rondrol in die bed. En dan kom eet jy maar. Maar jy kan bly wees. As ek worry, dan eet ek. Ou Swannie hoef nie eers te worry nie na sy pyp. Dis seker waar, maar is onverantwoordelik om die kind uit die bed uit te hou. Kom, Nielsie. Ek is bly julle snap op. Maggie, sê jy nie vir my 'n glasie warm melk maak met 'n ou toddy daarin nie. Ek het 'n vreeslike nagmerrie gehad. Ek het gedroom ek is gearresteer. Maar was gearresteer. Maak dit dan maar 'n dubbel asseblief.